Our scripture reading this morning is from Matthew chapter 2, verse 1 to 12. If you want to look it up, Mattheus 2, vers 1 tot 12 in jou Nuwe Testament. Kom ons sluit die oë. Lord, we come to you this morning with this wonderful peace, this wonderful stillness. Lord, it's a feeling of enough. In this Christmas time, we have the privilege to spend time with our loved ones and family members. Here, ons het die voorreg om saam te wees in byeenkomste waar ons herinner word aan u boodskap. Here, en dis asof die wêreld so vir 'n oomblik gaan stil staan. Ook in tye van oorlog, in tye van onmin, is dit asof op hierdie tyd ons net so slag asemhaal. En dit is so jammer dat ons nie hierdie asem kan behou vir die pad vorentoe nie, dat ons maar weer teruggaan. Maar vanoggend wil ons dit vier. En vir u kom dankie sê vir die voorreg om Kersfees te vier. And thank you, Lord, that this morning we are in a building of some sort. Some of our Christian friends in South Africa are somewhere outside under a tree, in a shed, in a house. And all over the world, as the sun comes up, people gather to come together to celebrate the wonderful gift of your Son. As we are together this morning, Lord, bless us through your word. Ja, Here, seën ons deur die woord, mag dit vir ons elkeen, vir my ook opnuut weer 'n vars bries, 'n lekker stroom vars water wees, wat my gedagtes skoon was, my gemoed vars uitskit, en my motivering vir die tyd wat kom, opnuut weer aan die brand steek. Seën vir ons in Jesus se naam. Amen. Vanoggend is Epifanie Sondag. Wel, dis nie Epifanie Sondag nie. Epifanie Sondag is 6 Januarie. Gaan nou iets sê oor Epifanie. Klink soos een of ander ding wat jy vir jou naels gebruik, of vir 'n ongestelde maag. Vandag is 'n spesiale Sondag, dis die min wat dit gebeur dat jy eerste Sondag na Kersfees voor die 6de Januarie het. So dis eintlik 'n unieke gebeurtenis. In die leesrooster wat ons gebruik om ons nadenke oor die woord te volg in die gemeente, gebeur dit so elke 3de, 4de jaar. So dit gebeur nie baie nie. En die tradisionele teks wat gelees word in die kerkgeskiedenis of in die tradisie is Matteus 2 vers 1 tot 12. Die teks wat gaan oor die wyse manne wat Jesus en sy ouers besoek het na die geboorte. En is gepas. Dit is 'n dag of 2 na Kersfees en dis na die geboorte van Jesus en hier kom die wyse manne. So in a sense we have Christmas in the rear view mirror. Kersfees is in die triespieeltjie. Dis eintlik so 'n bietjie van 'n teleurstelling. So vinnig soos dit verbygaan. So lank soos ons daarna uitsien. Ons het Sondag gepraat saam met die groep in die lofsang, ons lofprysingsbediening, vir hoe lank hulle voorberei het vir Kersfees en instudeer het en reggemaak het en op 'n dag, boep, is dit verby. Dan pak ons daai liedere in ons leer en ons begin weer volgende jaar dink aan nuwe liedere. Die seisoen van Epifanie is die seisoen waarin ons onthou dat Kersfees nie verby is nie. Die woord Epifanie, in English it's the word epiphany. Normally people use it when they suddenly have a bright idea. They will say, oh, I had an epiphany. God spoke to me, or I suddenly understood something. The light, there was light suddenly. Die lig het opgedaag. Ek het 'n epifanie gehad.
Dit is wat die seisoen van Epifanie beteken, van na Kersfees tot as Woensdag in Februarie maand, as die lydingsweke, die lydingsseisoen begin. So Kersfees word voortgesit in die seisoen van Epifanie, en as jy in ons geloofsfamilie is, sal ons in hierdie tyd wat kom, gaan ons op allerlei verskillende maniere kyk na, wat beteken Christus se koms vir ons? Wat beteken dit dat hy as die koning, as die heerser opgedaag het? Weliswaar nou as 'n klein babietjie. So Kersfees is in 'n sekere sin in die triespeeltjie, maar in 'n ander sin is dit werklik naby en deel van ons. En ek hoop ons hoor dit vandag uit die teks uit. Ek hoop ons verstaan iets daarvan uit die teks uit. So I'm going to read the text for us from the New Living Translation. Jy is welkom om in jou Afrikaanse vertaling te volg, of net te luister as jy net wil luister. Jesus was born in the town of Bethlehem in Judea, during the time when Herod was king. Soon afterwards, some men who studied the stars came from the east to Jerusalem and asked, "Where is the baby born to be the king of the Jews? We saw his star when he came up in the east, and we have come to worship him." When King Herod heard about this, he was very upset. And so was everyone else in Jerusalem. He called together all the chief priests and the teachers of the law and asked them, "Where will the Messiah be born?" "In the town of Bethlehem in Judea," they answered. For this is what the prophet wrote. "Bethlehem in the land of Judea, you are by no means the least of the leading cities of Judah. For from you will come a leader who will guide my people Israel." So Herod called the visitors from the east to a secret meeting and found out from them the exact time the star had appeared. Then he sent them to Bethlehem with these instructions: "Go and make a careful search for the child, and when you find him, let me know so that I too may go and worship him." And so they left, and on their way they saw the same star they had seen in the east, and when they saw it, how happy they were. What joy was theirs. It went ahead of them until it stopped over the place where the child was. They went into the house, and when they saw the child with his mother, Mary, they knelt down and worshipped him. They brought out their gifts of gold, frankincense, and myrrh, and presented them to him. Then they returned to their country by another road, since God had warned them in a dream not to go back to Herod. This text is packed with intrigue. Hierdie teks is volgepak met drama. So jy moenie jou Bybel te vinnig wegbêre as jy op jou skoot het. Die eerste probleem wat ons het met hierdie teks, dis nie 'n maklike teks om sommer net gou oor te preek nie. Wel, mens kan maklik net gou daaroor preek en dan so ligweg 'n paar mooi rein gedagtes sê, maar dat jy nie reg aan die teks laat geskied nie. Die eerste uitdaging wat ons met die teks het, dis die enigste plek in die evangelies waar die verhaal van die wyse manne en Jesus aangeteken is. In Matteus 2 vers 1 tot 12. Dit staan nêrens in die evangelies. 'n Belangrike deel van die verstaan van die evangelies en Jesus se verhaal is om te kyk na die 4 verskillende evangelies wat almal op 'n ander tyd ontstaan het. Markus was eerste, Matteus later, Johannes nog later, Lukas nog later. So as jy daai 4 evangelies met mekaar vergelyk, dan probeer jy kyk wat van die verhaal kom ooreen met mekaar. En dan het jy 'n goeie idee, okay, maar dit is goed wat waarskynlik histories belangrik is as al die evangeliste dit sê. Hierdie teks is net in Matteus. Hy staan hier soort van uit die bloute uit. So when we learn about the wise men, which is just an important part of our Christmas story, this is only this text. Daar's 4 groot belangrike sleutelpunte in die teks wat ek vir 'n oomblik jou aandag op wil vestig. Die eerste belangrike sleutelpunt is, wie was die wyse manne? Who were the magi? The English word magi comes from the Greek word magoi, wat sterrewigelaar of sterrewigelaars beteken, mense wat na die sterre kyk. As mense so 'n bietjie ingrawe agter die teks en jy lees so 'n bietjie wat die slim mense skryf oor die teks, was hierdie mense wat gekom het nie konings nie en ook nie wyse manne nie. Hulle was waarskynlik priesters
van die Zoroastria geloof. Zoroastrian priesters. The Zoroastrian faith started around 2000 before Christ in India, in Persia, in Persië, ver na die ooste toe. Die Zoroastriaanse geloof is 'n geloof in die oudheid of 'n godsdiens wat ook monoteïsties was. Met ander woorde, hulle het nie 'n klomp gode gehad nie, hulle het net een God gehad, die alwyse, alsienlike, onverstaanbare God met 'n teenstander. En belangrik van die Zoroaster geloof is, of godsdiens is, dat hulle 'n profesie gehad het van 'n kind wat uit 'n maagd uitgebore sal word, ergens in die toekoms. Die profeet wat die Zoroaster geloof begin het, sy naam was Zoroaster, sy godsdiens is na hom vernoem, en ons begin hier in 600, tussen 1200 en 600 voor Christus, begin 'n mens goed lees oor die godsdiens. In die 6de en die 7de eeu na Christus, met die opkoms van die moslim geloof, het dit na die ooste toe uitgebrei, en is hierdie godsdiens het baie afgeneem. So daar is vandag nog mense wat aan die Zoroastriese geloof behoort, maar is baie minder. In daardie tyd was, wat ons vandag ken as Indië en Pakistan, was Persië, Medië en Persië. Dit was die hoofgeloof, of die hoofgodsdiens in daardie tyd. En die slim mense sê, hierdie mense wat gekom het, was waarskynlik priesters in die Zoroastriese geloof, wat kon astrologie interpreteer, wat horoskope gedoen het, wat toegang gehad het tot die Persiese keiser, een van die oudste gelowe, godsdienste in die wêreld. En as jy nou 'n bietjie dink oor jou Bybelkennis wat jy het, en jy dink aan Abraham, wat ongeveer 2000 voor Christus geroep is, uit Mesopotamië, is nou Midde-Ooste, nie Verre Ooste nie, dan is dit interessant hoe die twee maniere van glo, twee godsdienstige benaderings mekaar kon beïnvloed, nie? Want as ons in Genesis 12 lees, dat God het vir Abraham geroep, Abraham het van Ur af gekom, Ur was pantheïsme, dis nou Mesopotamië hier in die middel. Pantheïsme is, alles is 'n god, amper soos vandag, van die bloubulle tot die springbokke. Maar hulle het hoofsaaklik die maan aanbid in Mesopotamië. So Abraham het nie 'n verhouding met God gehad nie. Die God van die heelal het met Abraham in gesprek getree en gesê, ek wil vir jou 'n God wees. En langs Abraham in Mesopotamië se ervaring van God, was daar hierdie baie groot ou godsdiens in Persië. En die rede waarom hierdie mense of hierdie priesters gereis het, is omdat hulle die profeseë van Zoroaster elke dag mee besig gewees en met na die sterre gekyk en gesê, en in hulle godsdiens het dit gesê, ergens in die toekoms as die sterre so lê, in 'n ster verskyn daar, word die verlosser van die mensdom gebore. Dit is vir my fascinerend om te dink, twee godsdienstige strome, een wat later die Joodse godsdiens word, met dieselfde profesie, met die Messias verwagting, na Abraham hulle begin trek het en die Joodse volk ontwikkel het. Hulle het met 'n verwagting dat die ware verlosser van die wêreld gebore gaan word. Uit 'n profesie in hulle godsdiens het hulle agter die ster aangetrek, na Bethlehem, die geboorteplek van Jesus. And very interestingly, they recognized Jesus' his divinity and his kingship. En Matteus gaan nou iets meer daaroor sê, kom vertel ons die verhaal van Jesus uit die perspektief van Jesus is die koning van die Jode, die Messias wat God se koninkryk op aarde laat aanbreek. Jesus is die koning. En hier is hierdie wyse manne, aanhalingstekens, priesters, wat uit die bloute uitkom, uit hulle eie tradisie uit, weg van die Bybel af, weg van die Jode af, en kom sê maar, ons vermoed, ons is seker, dis uit ons tradisie uit, die koning wat sou kom.
Matteus is geskryf vir Jode, om hulle te help om te verstaan wie Jesus is. En hier is die tweede sleutelding. So dis die wyse manne. Mense uit 'n ander geloofstradisie, wat met 'n verwagting kom van 'n profesie, wat hulle op hulle eie gehad het, wat dieselfde is as wat die Jode in hulle geloof gehad het. Die tweede sleutelding is, hierdie mense wat uitlanders en vreemdelinge is, erken Jesus se koningskap en die feit dat hy God is. Maar die plaaslike leiers, sekulêre en godsdienstleiers erken hom nie. The local secular leadership and the spiritual leadership did not. They knew, nee? Toe Herodes vir hulle sê, vertel my meer van hierdie koning van die Jode wat gebore gaan word. Toe vertel hulle vir hom, dis wat ons tradisie sê, hy gaan in Bethlehem gebore word, en, uit die lyn van Dawid. En reg aan die begin van Matteus se evangelie kom vertel hy vir ons, van die begin af het die Joodse leiers 'n probleem gehad. Ons het die mag, ons het die establishment. Ons het die greep. Ons het nie nou tyd vir 'n koning wat kom, al is dit nou al vir 2000 jaar voorspel in ons tradisie. Ons het nie nou tyd daarvoor nie. Nou koning Herodes die Grote. Dankie Johan. Daar is die wyse manne. Kan julle die wyse manne sien? Enetjie terug? Daar is die wyse manne op die koppie, hulle soek na die ster. Nou koning Herodes, dis die volgende een, dankie Johan. Ek het sommer 2 muntstukke daaronder afgedruk, wat kom uit die 4 na Christus, met Herodes se hoed op, sy helm, en Herodes koning, Herodes Basileus, aan die ander kant van die muntstuk, wat opgegrawe is, wat in daai tyd uitkom. Daai prentjie is nou 'n borsbeeld van Herodes, jy kan nou, maak daarmee wat jy wil, en daarso probeer ons voorstel, sit hulle nou in gesprek met die koning. Nou koning Herodes daar's nogal hedendaagse voorbeelde van die tipe leier wat koning Herodes was. Koning Herodes het sy naam op alles gesit. Hy het homself genoem Herodes die Grote. En as daar 'n mooi gebou was, wat hy van gehou het, wat hy gedink het, dan het hy sy naam maar opgesit. As vandag opgrawings doen, dan kry jy Herodes se naam op alles, uit daai tyd uit. Herodes was geweldig, hy was nie 'n gesonde mens in sy benadering tot die lewe nie. Hy het 10 vrouens gehad, of 11 dink ek, en hy het die vrou vir wie hy die liefste was, het hy laat doodmaak. Want hy was bekommer dat sy teen hom saamsweer. 3 van sy seuns het hy laat doodmaak. Want daar was 'n gerug dat hulle sy koningskap van hom wil wegvat. Hy was 'n angstige despoot, basies genoem. 'n dictator. Hy was 'n dictator. En hy was nie 'n Judeer nie, hy was 'n Edomiet. Met ander woorde van Esau se lyn af. En hy het op 'n manier het hy die koningskap daar eintlik vir homself ingepalm. En voetjie gesoek by die Romeine en voetjie gesoek by die Jode, en intussen het hy net gemaak wat hy wil. So hierdie drama wat hy afspeel in die teks van koning Herodes, wat hulle nou soft soap en sê, well, welcome gentlemen, I'm so happy that you are here, and please sit, please have some tea, have some dates, enjoy yourself, but I hear that you are looking for some child that was born that is the king of, what do you know about it? Tell me more. Typiese politicus, typiese diktator. En die godsdienstleiers is daar. En hy sê vir hulle, wel, as julle dan nou, as julle nou die kind kry, ag sê ook vir my, sodat ek aan hom kan gaan eer bewys. Sodat ek vir hom kan gaan, ook gaan hulde bring. Weet nie, dis nooit sy plan gewees. Dis nooit sy plan gewees nie, want nadat die wyse manne weg is, terug is na hulle land toe op 'n ander roete, skelm, uit die land uit geglip. Wat het Herodes gedoen? Hy het 'n klomp kinders laat doodmaak. Hy het nie geweet wie die kind is. En dis nou 'n ander tamaletjie in die teks, want hierdie kindermoord kry ons nie in die buitebybelse geskiedenis nie. Jesus is daar, die disippels is daar, die beweging van Christus is daar, maar hierdie spesifieke insident,
En in die ortodokse kerk in Oos-Europa sê hulle daar was duisende kinders wat doodgemaak is. Maar nou skryf die slimme ouens en sê hulle dink die ortodokse kerk het bietjie die mekaar geraak met die kindertjies wat in Egipte doodgemaak is en die kindertjies wat in Bethlehem doodgemaak is. Want in Bethlehem het daar op hierdie stadium ongeveer 1000 mense gewoon. Inwoners. So kinders onder die ouderdom van 2 bereken iemand was tussen 12 en 30 kinders. So dit was nie 'n hele spul kinders in Bethlehem en omgewing. En waarskynlik in vergelyking met die ander goed wat Herodes gedoen het, was hierdie insident irrelevant. So dit is nie so belangrik dat ons dit noodwendig buite Bybels besoek nie. Argument uit die stilte, sê die slim ouens. Die feit dat dit nie daar is nie, beteken dalk net dat dit nie vir die outeur wat die geskiedenis geskryf het aan die buitekant belangrik was. Dit was irrelevant. Herodes het soveel ander verskriklik goed gedoen. So wat het ons hier? Ons is 'n koning wat beangs is oor sy koningskap, wat wil vasklou aan sy mag, wat 'n klomp kinders laat doodmaak om te voorkom dat hierdie koning van die Jode sy plek inneem. Aklig. Drama op drama. En julle weet in die volgende teks het Jesus en sy familie Egipte toe gevlug omdat Herodes agter hom aan was voordat die kindermoord plaasgevind het. Nee? En interessant genoeg as mens gaan oplees waar het Jesus in Egipte gebly, is daar 'n hele tradisie in Egipte van hoe Jesus en sy ouers se roete geloop het, by verskillende plekke waar die tradisie sê hulle oorgebly het voor hulle teruggekom het na Israel toe, na Juda toe. So it's something that's embedded in history. It's embedded in the tradition and in how the church viewed it from olden times. Die derde sleutelding in die teks is die geskenke wat gegee is. En dis baie interessant. Die geskenke wat gegee is, dankie Johannes, is koningskap geskenke. Ek gaan sommer saam met jou, wil jy vir jy saam met te blaai nie, ek gaan sommer gou blaai na 1 Konings hoofstuk 10 vers 2. En wat Matteus waarskynlik hier doen, is dat hy verwys na hierdie gebeurtenis in 1 Konings 10, die besoek van die koningin van Skeba. Die koningin van Skeba het gehoor wat van Salomo en die naam van die Here vertel word. En sy het toe self gekom om Salomo met moeilike vrae te toets. Dis nou hierdie koningin wat hier uit Ethiopië uitkom in Afrika, né? Sy het na Jerusalem toe gekom met 'n baie groot gevolg en ook kamele wat belaai was met kosbare kruie en 'n groot hoeveelheid goud en edelstene. 'n Stukkie geskiedenis uit die Joodse tradisie. En waarskynlik wat Matteus vir ons doen in hierdie teks is hy kom sê vir ons, so Salomo besoek is en geskenke ontvang oor sy wonderlike koningskap, een van die top konings in die tradisie van koning Dawid, in die verlyn van koning Dawid, ontvang hierdie Christus, wat die eenvoudig in Bethlehem gebore is, ontvang hy dieselfde tipe ontvangs van mense van 'n ander land, om dit op te lyn en te sê, hierdie is die koning. Hierdie is die koning. Die koning wat sou kom. Verwys waarskynlik na koning Salomo. Om daai lyn op te tel, om te sê, maar hy's in Bethlehem gebore. Hy's in die lyn van Dawid. So Salomo geskenke ontvang het, so het hy ook geskenke ontvang. En daarom het Matteus gedink, dis belangrik om dit in sy evangelie in te sluit. Die laaste ding wat ek dink, die vierde ding, is ons moet Matteus se teologie verstaan. So in die eerste plek moet ons verstaan wie is die wyse manne eintlik? In die tweede plek moet ons verstaan wie is hierdie leiers en die koning wat probeer stok in die wiele steek. Ons moet iets verstaan van wat is die doel van die geskenke, waarna toe wys dit? En dan moet ons iets van Matteus se teologie ook verstaan. Nou elke een van die skrywers van die evangelie het 'n teologie. Jy het ook 'n teologie. You've got your own theology. Elkeen van ons wat met die Bybel besig is 'n teoloog. Party van ons het teologie gaan studeer, so ons het baie teologie geleer. Ander het lees die Bybel al 'n hele lewe lank. Hulle het nie soveel boeke gelees nie, maar elkeen van ons het 'n teologie. Wat is 'n teologie? Dit is hoe ons oor God dink.
The way we think about God is our theology. The way we talk about God. So baie geluk as jy nie geweet het nie. Baie geluk met jou status as teoloog. Jy kan goed voel daaroor. Nou Matteus se teologie, wat het Matteus van God geglo? Wat wil Matteus deurbring? Wat is die fokus van Matteus? Lukas het 'n ander fokus. Lukas is 'n mediese dokter gewees, hy het probeer om by die feite te bly. So hy het 'n kronologiese feite verhaal. Matteus bied die verhaal van Jesus aan uit die perspektief van wat? Uit die perspektief van Jesus is die komende Messias, die koning van Israel, Immanuel, God met ons. Wie was Jesus vir Matteus? Dankie Johan. Jesus was die Messias, die seun van Dawid, die beloofde Messias wat al 1600-1700 jaar in die tradisie van die Joodse volk op pad is. Jesus wasn't somebody, he was the body. He was the Messiah. Messiah King. King of Israel and Emmanuel, God with us, who came to establish the kingdom of God. Dis Matteus se perspektief. Dis sy lig wat hy op die verhaal gooi. Nou begin die pot, as ons omroer, begin hy sin maak, né? Hoekom sluit Matteus hierdie mense in wat van Persie afgekom het? Wel, dis die koning. Die koning. Markus is so geplan. Markus is die eerste evangelie. Hy's korter. Hy's 'n bietjie in brokstukkies. Matteus het waarskynlik van Markus gebruik gemaak as 'n historiese verwysingsbron om sy evangelie te skryf. Maar Matteus kom praat met die Jode en hy kom sê, listen, everybody, if you believe in God, if you are a Jew and you say that you confess your faith in God, this is the Messiah that came. This is the King of the Jews. Hierdie Jesus is die een wat sou kom. En daarom 'n verhaal van 'n koning wat die koningskap probeer in die wiele ry. 'n Valse koning van die Jode wat die koningskap in die wiele probeer ry. En daarom geskenke wat in lyn is met Salomo, in lyn met Dawid en sê maar dit is soos 'n koning van 'n ander land wat 'n koning besoek en sê ons bring vir jou pakke en pakke en pakke geskenke, ons bring eer aan jou. Want Matteus wil hê ons moet verstaan wie Jesus is. Dis die teks. Fascinerend. Op die einde. Waarmee gaan ons huis toe? Kersfees is nie van verbygaande aard nie. Ek dink dis, as jy dit kan saamvat, Kersfees het gekom om te bly. Hier is 'n sleutelwentelpunt in die geskiedenis. It's a historical moment of key importance where Jesus comes into the earth. Weet jy wat? Epifanie beteken God se lig het opgedaag. Hoe kan ek vir jou help om te verstaan hoe belangrik die koms van Christus is? Kom ek probeer dit so doen. Dankie Johan. Kom ek probeer dit so doen. In Genesis 1 vers 3, die skepingsverhaal, waar God uit niks uit, ex nihilo, die hele wêreld, die hele kosmos skep, is God se eerste woorde. Toe het God gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. In Johannes 1 vers 9 skryf Johannes, die ander evangelieskrywer, die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom. En tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eie eiendom toe gekom,
en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Epifanie, die besef dat Jesus leef, het dieselfde krag as God se skepingswoord waarmee hy die skepping geopen het. Laat daar lig wees. Hierdie lig is die ware lig wat kom na die mense toe, om ons binnekant uit die duisterheid te haal. Hierdie lig was die lig van die skepping wat die kosmos geskep het. Epifanie kom herinner ons. Kersfees is nie in die triespeeltjie. Kersfees is in jou GPS. Dis God se nuwe teenwoordigheid, God's new presence in the lives of those who believe in Him. Want in vers 12, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God. Dis hoekom ons nou gesing het, kom kinders besing met 'n vrolike stem. En ek wil jou nooi om in hierdie tyd, as jy kerspapiere begin wegpak en as jy die laaste oorskiet uit die yskas uithaal, my vrou het gisterand op 'n stadium die halwe bout wat ons gaar gemaak het, se been, se murg uitgeëet. So in my verstand hoop ek dat daar nog 'n vleisie dalk oor is, maar ek dink daai vleisie is klaar. Is klaar? Is daar nog? Ja, so daar gaan ek nog 'n boutvleisie kry ergens. En die mense gaan ry weg van ons af. Julle gaan terug huis toe gaan, die wat by ons kuier. En jy gaan begin val in die gewone ritme. God se fees is agter my. Epifanie. God se lig het opgedag. Amen. Kom ons bid. Lord, we come to you with this wonderful knowledge that Jesus Christ is King. Jesus Christ is not only alive, He was not only alive as a human, He died for our sins, He was resurrected in your holy power, and He's alive through the Holy Spirit in our lives. And Christmas will never be behind us. It will always be within us. This wonderful light that came to the world to give light to people, to men and women, to children. This light is with us because of Christmas. Help ons om in hierdie dae, Here, U teenwoordigheid, God met ons, Immanuel, te leef. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.